Micha 6 in die 83 vertaling wil ek sommer so die eerste 8-9 verse lees en dan gaan ek terugkom na dit wat op die bord is, want daar's verskillende vertalings wat ek net die verskille graag sou wou hê julle moet raak sien. Micha 6, hoor wat die Here sê, maak klaar, roep die berge as getuie, laat die heuwels hoor wat jy te sê het. Berge, vaste fondamente van die aarde, julle moet luister na die saak wat die Here het. Die Here het 'n saak teen sy volk. Hy het Israel aangekla. My volk, wat het ek jou aangedoen? Hoe het ek jou moeg gemaak? Antwoord my. Ek het jou uit Egipte gebring. Ek het jou uit die plek van slawerny gered. Ek het vir Moses gestuur om jou te lei, ook vir Aaron en Miriam. My volk dink aan die planne van koning Balak van Moab en wat Bileam seun van Beor hom geantwoord het. Dink aan alles tussen Sitem en Gilgal en weet dat die Here julle die oorwinning laat behaal het. Ons teks, wat sal ek saamvat as ek na die Here gaan? As ek voor die hoë God gaan kniel, moet ek met offers na hom toe gaan, met jaar-oud kalwers? Sal die Here duisende ramme aanvaar, saam met 10.000 offers van olie? Moet ek my eersgeborene offer vir my sonde, hom wat uit my liggaam kom, vir my oortredings? Ekskuus tog, hier is die teks wat belangrik is, en ek gaan dit daar op die bord lees. 4 verskillende vertalings. Die eerste, die 83 ene. Mens, die Here het jou bekend gemaak wat goed is. Hy vra van jou dat jy reg sal laat geskied, dat jy liefde en trou sal bewys, dat jy bedagsaam sal lewe voor jou God. Die 83 vertaling stel dit so 'n bietjie anders. Hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is, en wat vra die Here van jou anders as om reg te doen en liefde te betrag en ootmoedig te wandel met jou God. Dan die Nuwe Lewende vertaling. Nee, hy het reeds gesê wat reg is. Die Here verwag van julle om reg te laat geskied, om liefde en trou te bewys, om nederig voor God te lewe. Dan Eugene Peterson se Message. Ek is nogal mal oor sy vertaling. Is nie altyd korrek nie, maar hy het 'n manier om tog iets te sê op 'n manier wat vir my verstaanbaar is. It is quite simple. Do what is fair and just to your neighbor. Be compassionate and loyal in your love. And don't take yourself too seriously. Take God seriously. Kom ons sit net soos wat ons daar so sit, so 2 keer soek allereers die koninkryk van God. Soek allereers die koninkryk van God, en sy geregtigheid. Julle nodig het sal die Vader dan
dank vir julle gee uit sy oorvloed. Halleluja, halleluja, As ons na hierdie teks kyk, vriende, het ons hier eintlik 'n hofsaak wat homself afspeel. 'n Profetiese verbondsregsaak van God teen die volk Israel. En God dagvaar hierdie volk vir hulle verbondsverbreeking, vir hulle ontrouheid teenoor hom. En ons het gesien uit die gedeelte wat ons gelees het, dat die volk dan nou al vir God kom sê, maar wat moet ons dan nou eintlik doen? Wat wil u nou eintlik van ons hê? Hoe moet ons dan nou lewe uiteindelik, né? En in die gedeelte wat daarna volg, na vers 8 wat ek nie gelees het nie, word daar vertel hoe hulle, die volk van Israel, die verbond verbreek het. Hoe hulle die weduwees gekil het, hoe hulle die skale mee gepeter het, en allerhande korrupsie en diefstal en wie weet wat gepleeg het, maar hulle het veral die ouens wat randfigure is uitgebuit. Weduwees, wese, die vreemdelinge het hulle uitgebuit. En dis hoekom die Here hierdie regsaak teen Israel uiteindelik bring. Dis die konteks daarvan. Ek kan baie meer sê, maar kom ons laat dit eers net daar. Ek het baie daarna gaan sit en dink, ook oor die kerk in 2026. En 'n mens sou 'n klomp goeie goed kon sê oor die kerk in 2026. Ons sou mooi goed kon sê oor hierdie gemeente en hoe ons saam staan en saamwerk en hoe ons sommer net as iets gevra word te doen. Ons sou kon sê hoe ons gereeld eredienste bywoon en lekker saam sing en die Here liefhet. Maar daar is ook 'n ander kant aan die kerk. 'n Kerk wat in 'n sekere sin selfvoldaan geraak het. 'n Kerk wat selftevrede geraak het met hulle self. En nou praat ek van in die algemeen. Kom ek noem 'n paar voorbeelde. Hulle het selfvoldaan geraak en selftevrede geraak met hulle self, ten spyte van kwynende getalle. En nou klink dit vreemd, dat hulle selfvoldaan en selftevrede is oor die getalle wat kwyn. En oor die sukkelende finansies. Hoekom sê ek dit? Want ten spyte van hierdie kwynende getalle en sukkelende finansies, probeer hulle die probleem wat hulle het, naamlik hierdie kwynende getalle en sukkelende finansies oplos, met presies dieselfde metodes wat nie werk nie, wat nie in die verlede gewerk het nie. Hulle probeer nog steeds mense nader trek en
in die kerk kry, en al wat hulle doen is hulle kla en kla en kla, die kerk raak leer en leer en leer, en die kinders raak weg, en niks gebeur nie. Maar elke Sondag sit die paartjies maar weer terug in die banke van die kerk, sonder om enige iets te doen aan die probleem. Die probleem word nie opgelos om te kla nie. En die probleem word nie opgelos om vas te hou aan 'n tradisie nie. En die probleem word nie opgelos om vas te hou aan 'n wonderlike klomp jare wat die gemeente bestaan het nie. 'n ryk en wonderlike geskiedenis nie. Die bestaan van 'n gemeente word nie daardeur onderhou nie. Die bestaan van 'n gemeente groei nie deur daardie goed nie. Mense gaan nie na jou gemeente toe kom omdat jy hierdie ryk tradisie het van wonderlike sang nie. Dis hoekom mense kerk toe kom nie. Dan is daar die groep wat, en ek was self skuldig daaraan, wat metodes gebruik het om die kerk se probleem te probeer regmaak met goed wat nie in die kerk hoort nie. Kom ek noem 'n paar. Ons het die goed gaan haal uit die besigheidswêreld, so strategiese ontwikkeling en strategiese sessies en visionering en noem die goeders op. Ons het leierskapsgoed uit die besigheidswêreld gaan vat en ons het dit toegepas op die kerk en ons het gesê die kerk is eintlik soos 'n besigheid. Nou julle wat het al daardie goed gedoen. Dit het gemaak dat die kerk sy fokus wat die Bybel, sy mandaat wat die Bybel vir hom gegee het, gemis het. Wat is die mandaat van die kerk? Die mandaat van die kerk is die wêreld. Die mandaat van die kerk is om disippels van die Here Jesus te wees, oral waar ons kom en gaan. Nie om allerlei strategiese naweke te hou en beplanning te doen en te kere te gaan nie. Natuurlik moet ons 'n bietjie praat oor wat doen ons vir die volgende jaar of 3. Maar dit moet uiteindelik daartoe lei dat ons beter disippels is. Wat doen wat die Here vra? Al daai goed was gemik daarop om die kerk voller te kry en uiteindelik groter beursie te hê. Die kerk het homself aan die wêreld uitverkoop. Die megakerk het niks anders as 'n groot shopping mall geword nie. Gaan kyk. Kerk is meer 'n besigheid in baie opsigte as wat dit die geloofsgeruimte is waar ons God aanbid. Kom ek noem 'n paar voorbeelde uit my eie bediening uit en ek het die name van die gemeentes hier neergeskryf, maar ek gaan dit eerder nie noem nie. Dit kom almal daar uit die Kalahari uit. Daar was 'n gemeente gewees wat nie te ver van my af was nie. Hulle het nie meer van hulle dominee gehou nie. So wat doen hulle toe? Die rykste ou op die dorp, hy het hulle oortuig dat hulle al hulle dankoffers in 'n spesiale rekening moet inbetaal, sodat die kerk bankrot is en die dominee moet gaan. En hulle nie nodig het om hom 'n sent te gee nie. Ek was hulle konsulent. Ek was na daardie hele episode
persona non grata op die plek gewees. Hulle was so kwaad vir my oor ek gesê het, julle leef, julle doen nie wat die Here wil nie. Julle behandel hierdie dominee sleg. Julle is skelm. Tweede ene was 'n gemeente ook daar in die Kalahari. Hulle het weer een keer al hulle boere na boeredag iewers gegaan. Ek weet nie is waar nie. Maar dit was so 'n weektrippie wat die klomp boere geneem het. En toe hulle terugkom op die dorp, toe kom klaar een van die vrouens by die dominee, dat die klomp mans, ja, hulle was by die boere week of dag of wat ook al, maar hulle het ook al die bordele besoek. Toe gaan praat die dominee met die lot. Wat dink julle het met die dominee gebeur? Hy het my gebel en ek was ook hulle konsulent. Ek was omtrent almal se konsulent. En hy het vir my gesê, Leon, asseblief maak die band los tussen my en die gemeente. Ek kan nie in hierdie omstandighede aangaan nie. Sommer nog 'n gemeentetjie ook daarso in die Kalahari. Hulle het weer die plan gehad na 94. Hulle is toe bang, alles gaan oorgeneem word, die skool, die hele lot. Toe gaan sit hulle elke entiteit in 'n trust, né? Ook die kerk het toe met 'n beesboerdery begin. En as hulle die dominee beroep hulle hom nie, hulle stel hom aan as 'n werknemer van die boerdery. Nou, elke trust het verskillende datums waarop hulle belastingjaar eindig. So wat doen hulle? Hierdie trusts het nou 'n klompie geld, nou sy datum daar, hulle gaan belasting betaal. Wat doen hulle? Poep, skuif dit oor na die volgende trust toe, nou is hy bankrot. So skuif hulle dit aan die hele tyd. Die kerk en die trust, die boerdery trust was dieselfde mense wat op hom gedien het. Die kerkraad was dieselfde mense wat trustees was van die boerdery. En ek het dit self gesien. Ek sit in 'n kerkraadsvergadering. Dan sê die trust, ons het R100,000 nodig om die boerdery 'n bietjie beter te maak. Dan sê die gemeente, die kerkraad, nou is dieselfde ouens, nee. Dan sê die kerkraad ouens, nee wat, ons sal vir julle dit leen. By die volgende kerkraadsvergadering, dan kom die boerdery en dan sê hulle, "Jesus kerels, ons het moeilikheid jonk, wil julle nie maar daai R100,000 afskryf?" Selfde ouens. Dan verwag ons die seën van die Here. Hierdie is NG Kerke. Ek praat nie eers van ander kerke nie. Daar is honderde, duisende voorbeelde van hoe die kerk van die Here homself aan die wêreld uitverkoop het. En niks anderste as of 'n besigheid of 'n sosiale klap geword het, waar mense bymekaar kom en mekaar lekker warm broei nie. Dit klink mos nou vir my asof die kerk wat gedagvaar word in hierdie teks eintlik die kerk van 2026 is. Israel se sondes was baie. Ek het net nou na hulle verwys. En hulle het gedink en hoor net gou mooi wat wil hulle vir die Here gee om die probleem reg te maak. Hulle gaan weer terug na die ou manier van hoe hulle dink jy 'n nuwe probleem regmaak. Meer offers, jaar oud kalwers, duisende ramme,
10.000 offers van olie, en dan die skokkendste van alles, eersgeborenes. Met die woordjie eersgeborenes het Micha hierdie teks en Israel direk binne in afgodsdiens geplaas. Want dit was wat die heidense volke om hulle gedoen het. Hulle het hulle eersgeborenes dikwels geoffer aan hulle gode. Vers 8, in konteks, vriende, is eintlik 'n groot verrassing in sy eenvoud. En ek wil hierop fokus vanoggend, nie op hierdie slegte goed nie. En ek gaan hier met hierdie pragtige teks wil ek afsluit. Dit lyk my ons maak godsdiens moeilik. Jog, ons kan dit moeilik maak. Terwyl dit eintlik bitter eenvoudig is. Want dit is 'n verhouding. Dit is 'n verhouding. Verhouding met mekaar en 'n verhouding met die Here. Wat is meer eenvoudig as dit? Luister, hy gee drie goed gee Micha. Hy sê, doen reg. En ek gaan nou die Hebreëse woord gebruik, want dis 'n belangrike woord. Hy gebruik die woordjie mishpat. Mishpat. Hierdie woord het 'n klomp betekenismoontlikhede. Ek gaan net na van hulle verwys. Hy sê, mishpat beteken om billik en eerlik te wees teenoor die weduwees, die wese, die vreemdelinge en die armes. Dit gaan oor die aktiewe herstel van geregtigheid. Soos wat ons gesing het, soek allereers God se geregtigheid. Ware geregtigheid, wil hierdie woord sê, word sigbaar waar God se karakter sigbaar word. Sy karakter van omgee, van reg doen teenoor mense. Hierdie woordjie wil vir ons sê, doen en hou op praat. Die tweede enetjie is liefde. Ons vertaal dit met liefde, maar weer 'n keer gaan ek die Hebreëse woord gebruik, want dis 'n woord wat ongelooflik mooi is. Dis die woordjie gesed. Gesed. Dis seker een van die rykste, maar ook die moeilikste Hebreëse woorde om 'n greep op te kry. Maar ons gaan probeer. Die ouens sê dit het te doen met liefde, trou, genade, verbondsliefde, loyale liefde, ander se beste belange vooropstel. Dit is liefde in aksie. Mishpat wat reg doen is, vra wat is reg? Gesed vra, hoe leef ek reg teenoor ander? Gesed sê ek moet reg leef, en hy sê ek moet reg leef deur God op 'n manier in die wêreld te weerspieël. En hoe doen ek dit? Ek doen dit deur gesed, verbondsliefde, liefde uit te leef, loyaal aan God te wees en aan my naaste. En dan die derde ene, het ek nou nie die Hebreëse woorde voorgebruik nie, want hy sê dit self. Wandel nederig met God. Ai man, ek wens ek was Adam.
dat ek saam met God in die middag daar deur die tuin van Eden kon wandel. Ek wonder waaroor het Adam en God gepraat. Ek weet, ek het 'n klomp dinge waaroor ek graag sou wou praat. Maar hier word daar vir ons gesê, kom, jy het die geleentheid. Jy het die geleentheid om nederig saam met God deur die lewe te wandel. 3 elemente is belangrik. Dit gaan oor beskeie nederigheid en om diskreet te wees. Wandel as 'n lewenswyse. Hoe ek dis my hele lewe moet ingestel wees om saam met God nederig te wandel. Dit is om voor sy aangesig te lewe elke dag. Te weet God is by jou. Dit gaan oor 'n voortgaande, aanhoudende verhouding. Leef God se wil dus in gehoorsaamheid uit. Niks anderste, my liewe vriende, as lewende disippelskap nie. Om met God te wandel, om elke liewe besluit wat jy neem, elke verhouding waaroor jy nadink en in betrokke is en wil betrokke raak, elke liewe taak wat jy wil aanpak, hoor mooi, in bewuste gemeenskap, gesprek met God te leef. Dus neem ek nie 'n besluit oor enige iets as ek nie eers met God daaroor gepraat het nie. En seker is, dit is God se pad vir my nie. Kom ek noem 'n voorbeeld weer uit my eie lewe uit. Ek en Karika kry 'n beroep na 'n gemeente in Pretoria. En ek neem die beroep aan, maar ek besluit toe ek en sy, ons sal een Sondag sal ons 'n erediens bywoon, en dit was in September, en as ek reg onthou, was dit 'n lente sangdiens, as ek reg onthou. En ons het die diens bygewoon, en dit was 'n makro gemeente, en daar sit 3.500 mense in die kerk amper. En toe ons uitloop, toe sê Karika vir my, ons maak 'n fout. Hierdie is nie ons gemeente nie. Ek was 7 jaar daar. En dit was 7 jaar van hel. Want ek het nie na die Here geluister nie. Dit beteken nie dat die Here my nie gebruik het nie, en dat daar nie goeie goed was nie, en lekker goed was nie. Maar dit was hel. Daar is 3 goed wat God vra, en hierdie 3 goed moet in balans met mekaar wees. Dis reg, lewe, liefde lewe, en wandel saam met hom. Vriende, ek wil dit eintlik nog eenvoudiger vir julle stel. Ek gaan simbole gebruik. Hand, die hand wat reg doen. Hart, die hart wat gesed, wat lief het, soos God lief het, verbondsliefde. Ek wil nou amper vir julle wys, maar kan nie, ek is 'n bietjie styf. Die laaste een is voete. Voete wat nederig wandel voor God se aangesig. So eenvoudig is die verhouding met God. Hoekom maak ons dit moeilik? Hand, hart, voet.